Hallo julle, baie welkom by nog 'n klein groep materiaal. Jy en Iwer het lekker die laaste 2 weke met julle gesels rondom gebed en dissipline en die waarde en ook die gevare daarvan. En vandag gesels ons 'n bietjie verder oor hierdie onderwerp en hierdie deel van ons gebedsreis. So ek wil jou uitnooi, dink gou 'n bietjie vir 'n oomblik aan 'n wêreldklas atleet wat vir die Olimpiese spele voorberei. Hulle oefen nie net wanneer hulle lus is nie, hulle volg 'n streng roetine en hulle oefen elke dag. Reën of sonskyn, hulle druk deur moegheid en alle ander afleidings van die wêreld, want hulle weet dissipline is die sleutel tot oorwinning. En net so gebeur 'n gesonde gebedslewe nie per ongeluk nie. Dit gaan nie net sommer gebeur omdat jy 'n Christen is of omdat jy jouself 'n Christen noem nie. Dit verg konsekwentheid, dit verg inspanning en dit verg dissipline. Nou die realiteit is, ons almal het 'n diep smagting en 'n behoefte na 'n nader en 'n dieper verhouding met die Here. Maar ons sukkel met ongereelde gebed. Soms is ons te besig, te distracted of net nie gemotiveerd nie. Maar net soos 'n atleet sterker word met die daaglikse oefening, verdiep my en jou geloof wanneer ons gereeld bid, selfs wanneer ons nie lus is nie. So dissipline is noodsaaklik in my en jou verhouding met die Here. Al vorm liefde en genade die fondament, weet ons dit, help dissipline ons om toegewyd te bly, geestelik te groei en om 'n noue verhouding met die Here te hê en eintlik op te bou. Sonder dissipline kan ons geloof baie maklik inkonsekwent en swak word en ons kan makliker afgelei word deur die wêreldse dinge. So ek het so vir ons 4 kort teksgedeeltetjies geïdentifiseer waarna ons vandag saam gaan kyk en dan gesels ons 'n bietjie lekker oor hierdie teksgedeeltes. En die eerste ene is 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 wat die volgende sê: Wees altyd bly, bid geduldig, eintlik sê die Grieks sonder om moeg te word. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Gebed is nie net iets wat ek en jy af en toe doen nie. Dit moet deurlopend deel wees van ons lewens. Dit moet spontaan gebeur elke dag, soos jy besig is om die normale dinge van die lewe aan te pak. En jy het so 2 weke terug baie goeie praktiese tips gegee oor hoe jy hierdie kan inoefen in die gewoontes vasmaak in jou daaglikse lewe. So gaan kyk 'n bietjie weer daarna. Net soos kommunikasie die sleutel is tot enige menslike verhouding, is dit ook noodsaaklik in ons verhouding met God. En dissipline help ons om gereeld te bid, selfs wanneer ons nie lus is nie. Dit help ons om dankbaar te wees in alle omstandighede. 'n volgende teksgedeelte is Matteus 6 vers 6, wat sê: Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Nou Jesus moedig persoonlike intieme stiltyd van gebed met God aan. En herinner ons oor 'n baie belangrike ding hier. Gebed gaan oor ons verhouding, jou verhouding met jou Vader. Gaan nie oor performance nie, gaan nie oor wat in dit is vir my nie. Dit gaan oor tyd saam met my Skepper. Hoekom? Sodat hy my optimaal kan verander en transformeer en sodat ek kan sien wat hy wil hê ek moet sien. Hoor jy hoe crucial is dit dat ek en jy gedissiplineerd moet bid? 'n derde teksgedeelte is 1 Korintiërs 9 vers 27 wat die volgende sê: Maar ek oefen my liggaam en ek bring dit onder beheer. Eintlik staan ek bring dit in diens van die Here, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Nou hier vergelyk Paulus die Christelike lewe met gedissiplineerde oefening en hy beklemtoon vir my nou die belangrikheid van selfbeheersing in ons geestelike reis. Ek en jy kan nie anders as om op een of ander manier te reageer op God se genade nie. En ek dink hoe beter ons die Here leer ken, en hoe meer ons dink oor die groot genade en oor Jesus se kruisdood en die opstanding waar ons binnekort by Paasfees gaan gesels, hoe meer begin ons reaksie verander, tot ons op 'n punt kom waar ons alles oorgee vir die Here. Tot ons op 'n punt kom waar ons sê, take my life and let it be yours. Tot ons hele lewe oorgee in diens van die Here. En gebed is 'n tool, dis 'n key ding vir hierdie oorgee aan die Here en groei in geloof. En 'n vierde teksgedeelte wat ek graag wil noem is Lukas 5 vers 16, baie bekende teksgedeelte waar Jesus self eintlik bid. Die teksgedeelte sê, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Die realiteit is, die lewe raak besig. Hier in die ooste is dit verskriklik besig, maar die gedissiplineerde gelowiges maak tyd vir God, ten spyte van afleidings, ten spyte van werk, to-do-lysies en daaglikse taakies. Jesus het dikwels alleen gebid. Wat vir my en jou wys hoe belangrik dit is vir my en jou om tyd op sy te sit,
om met die Here te gesels. So met al hierdie in gedagte, hier's vir julle eerste vraagie om aan te dink. Was daar 'n tyd in jou lewe waar gebed jou krag gegee het in 'n moeilike seisoen en hoe het dit jou gehelp toe jy in daai tyd gedissiplineerd gebid het? Gesels bietjie daaroor en dan gaan ons aan. Daar's 'n ou storie oor twee houtkappers wat meegeding het op 'n kol om te sien wie kan die meeste bome in een dag afkap. Nou die een houtkapper het sonder ophou gewerk en hy het nooit 'n breek gevat nie. Die ander een het deur die dag kort klein breekies gevat. En aan die einde van die kompetisie het die tweede houtkapper baie meer bome afgekap as die eerste een. En die eerste een was 'n baas. Hy sê toe, "Hoe het jy my gewen as jy so baie gerus het?" En die tweede houtkapper het eintlik net geglimlag en gesê, "Elke keer wanneer ek gerus het ek my byl geslyp, het ek my byl skerp gemaak. En net so, wanneer ons tyd vat om te bid, slyp ek en jy ons geestelike byl." Gebed is nie verlore tyd in my en jou lewe nie. Dit is wat my jou krag gee om ons uitdagings van die lewe te tackle. Sonder gebed word ons geestelik stomp en probeer ons om ons probleme op ons eie op te los met 'n stomp byl. En gebed hou ons naby aan die hartklop van Jesus, want dit stel ons ore en ons hart in vir die fyn luister van die sagte stem van die Heilige Gees. Ons stel ons harte oop vir transformasie, vir sonde identifisering, vir goeie raad, vir wysheid, vir kennis. Ons stel ons oë in om Jesus oral rondom ons raak te sien en ook natuurlik om die nood rondom ons raak te sien. En ons stel ons lewens beskikbaar om in eenheid te leef met ander en om Jesus se hande en sy voete te wees in sy koninkryk. So, wat sê ons vir mekaar? Gebed is 'n geestelike dissipline, net soos oefening vir die liggaam is. Sonder konsekwentheid in ons gebedslewe verswak ons geloof. Selfs Jesus, die Seun van God, het gebed as 'n prioriteit beskou en hy dikwels alleen gaan sit en gebed. As hy dit nodig gehad het, hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig nie? 'n Volgende baie belangrike ding, dissipline gaan nie, en hierdie is so belangrik dat ons hierdie hoor, dissipline gaan nie oor wettisisme of om onsself te forceer om te bid nie. Dit gaan oor die waarde wat ons in ons verhouding met God plaas. Hoe meer waarde jy gaan jou verhouding met die Here, hoe meer tyd sal jy met hom spandeer in gebed. Hoe meer tyd sal jy wil met hom spandeer in gebed. Nou wanneer ons konsekwent bid, groei ons in geloof. Ervaar ons meer vrede, ontwikkel ons 'n dieper vertroue in God se plan, en hoe meer stel ons onsself oop vir die Here om ons harte te verander, al is ons so hardkoppig. So volgende vraagie waar jy lekker kan gesels is, watter afleidings of gewoontes keer op hierdie oomblik van jou lewe, dat jy gereeld bid, en hoe kan jy dit oorkom? Chat 'n bietjie hieroor en dan gaan ons aan. Gebed is nie net 'n roetine nie. Dit is ons lewende verhouding met die Here. Soos 'n atleet wat oefen vir 'n wedloop of 'n houtkapper wat sy byl slyp, moet ons daagliks bid sodat ons geestelik sterk is en gereed is vir alles wat op ons pad kom, sodat ons verhouding met die Here kan verdiep en actually kan bestaan. Tony Gaskins het gesê, communication to a relationship is like oxygen to life. Without it, it dies. Sonder gebed word ons baie maklik 'n kulturele Christen en nie 'n disipel, 'n volgeling van Jesus nie. Hoekom? Want in Johannes 10 vers 27 is die belangrike teks. My skape luister in my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Jy moet die Here se stem ken. Dan kan jy hom volg. So, hier's nog 'n vraag. Wat is praktiese maniere waarop jy meer gedissiplineerd kan wees in jou gebedslewe? Chat hieroor en dan sluit ons saam af. Liefde is die fondament van ons verhouding met God, maar dissipline hou dit sterk. Sonder dissipline dryf ons maklik weg, verwaarloos ons gebed en sukkel ons om met geestelike inkonsekwentheid. Maar wanneer ons toegewyd bly aan die Here deur gebed, kom ons nader aan God en ervaar ons sy teenwoordigheid dieper, soos hy ons transformeer en soos ons verdiep in ons liefde vir die Here.
So ek hoop regtig hierdie laaste 6 weke se reis met gebed het julle groep so ver uitgedaag. Ek hoop julle het nou al 'n gesonde, consistent, gedissiplineerde en 'n brawe gebedskultuur geskep in julle groep. En ek hoop julle gaan aanhou verdiep en groei in julle gebed vir mekaar en saam met mekaar. Ons sluit volgende week af met ons gebedsreis en ons gesels so 'n bietjie verder oor wat voorlê by Oosrug vir die volgende paar weke. Sien jou volgende week en baie blessings vir julle.